Goeienaand. Hier op die Saterdag aan. Sien die bokke, die ouens gelooi. Maar nou ja, by my is dit 24 grade en die weerprofeet reken ons kan dalk reën kry. Ja, ek sal maar sien of dit gebeur. Ek het vroeër in die dag foto's gekry van daarby af en maar baie water daar by hulle hoor. Nou, Debbie is ook in daai omgewing en Ager is in daai omgewing, so hulle weet hoe nat is dit daar, maar dit reën kwaai daar. Maar dit is goed. Die kak bietjie weggespoel word, dis wat nodig is. Naam vir al die mense aan boord. Nou, dankie vir die wat groetnis stuur. Ek sien laat ek nou die boodskap kry. Ja, Friendly Nightmares stuur julle hierdie warning. Good evening, tribe. 4th of December is full moon. Supermoon, or known as cold or springbok moon. Loads of energy, very bright moon, and in my opinion, the start of cock hitting the fan with lunacy like never. Nou, ek stem in 'n groot mate met hom saam. Ons is, wat my aan betref, as ons na die spiritual energy kyk, is ons baie naby aan 'n moerse uitbarsting. Dit is skrikwekkend, die goed wat in die gang is. En die ding wat julle op moet let, is die Satan, is fucking vuurwarm hoor, en hy gooi kole. Vanaand se gesprek, gaan 'n klomp mense die bliksem in maak, ek weet dit, maar ek gaan dit doen, want iemand moet dit sê. Mense is bang om hierdie goed te sê, en die grootste probleem vir die mensdom, en ek praat van die westerlinge, is ons is vir die laaste 100 jaar dom gemaak deur kakpratery van politikuste, kakpratery van kerkmensmanne. Hulle het ons dom gemaak, hulle wil nie hê ons moet dink nie. Want die oomblik wat jy begin dink, dan luister jy na 'n ou se storie, dan dink jy, fok, is dit wat hy nou hier sê moontlik? Is dit waar? Maar wat my die bliksem in het, is dat feitestelle is gebuig en gevryf en gemasseer om hulle kaknarratief en kakstories te cover. En ongelukkig het 'n moerse klomp van ons hulle kakstories gesluk en ingevat en ons eie gemaak. En dit word verkondig as die fucking waarheid. Dit is die kak wat ek voor die bliksem is. En dit is hoofsaaklik omdat mense fucking lui geword het om te dink. Gebruik nie daai fucking kop nie. Gebruik nie daai brein wat God vir jou gegee het nie. Hy het vir jou gegee vir jou oorlewing, hoor. Nee, jy pak die fucking ding mos weg en dan luister jy vir 'n donder wat daar op 'n verhoog staan of op 'n preekstoel staan of so. En luister na al sy kak. Jy dink nie vir jouself nie. Hy vertel jou fucking stories. En dan val jy vir dit. En dan hardloop jy met die fucking bal. Dan kom jy daar by die doodlyn. Druk jy. Dan besef jy, maar wat die fuck het ek nou gedoen? Ek moes fucking aan die ander kant toe gegaan het. Agter my eie doellyn gedruk. Dit is 'n moerse gevaarlike ding. Wat hulle reg gekry het. Maar ek gaan eers die nuus doen voordat ek nou regtig gaan uitpak, hoor. Kaptein sê dat julle buckle up en strap up, sy gaan nou vlieg, hoor. En ja, dan moes so mooi kaptein wat ons het, hoor. Elk like hierdie girl kwaai. En die meisies, hulle is fucking fiks en vinnig en reg aangetrek vir die okasie. Julle kan hulle maar op die stoele laat klouter en so, hulle val nie meer vir daai jokes. Hulle het julle gesien kom. Maar nou ja, jy sien wat gaat hier aan in die chat. Want ek sê net vir julle, hierdie wêreld waar ons is
Dit is maklik om te sê, het fucking mal geword. En dan smile jy en ek drink maar nog 'n bier en draai die vleis om op die vuur. Dit is nie so fucking maklik nie hoor. Die wêreld het nie mal geword nie. Die Satan is net besig om die fucking taps oop te draai. En hierdie gebreinspoelde mense. Oh, fuck. Hulle val vir al die kak. Val vir al die kak. En mense het te bang geword op 'n... Ek is nie bang nie, julle ken my. Ek is nie bang daarvoor nie. Die meeste mense het bang geword om vir ou te sê, "Wow, stop so 'n bietjie. Wat 'n kak het jy nou kwyt geraak?" Verduidelik dit. Hoekom is daar baie ouens wat nie op my kanaal wil verskyn nie? Want hulle weet ek gaan presies dit met hulle doen. Om sê, "Wow, stop 'n bietjie. Wat 'n kak het jy nou daar kwyt geraak?" Verduidelik. Pla dit my. Pla my fokol. Pla my fokol. As 'n little kak praat. Kom nie by briekmerke dit doen nie. Briekmerke val nie vir daai stond nie. Ek gaan nie ek sal nie van my hart 'n moordkuil maak nie. Ek sal dit nie doen nie. Jy weet nie, maar ek gaan nog by dit uitkom. Hier is ouens wat allerlei kak te kwyt kan raak oor my. Hulle moet weet ek lag. Punt nommer 1, ek lag vir hulle gat, hè. Punt nommer 2. Die Kobus, dit moet daar by jou wees hoor. My beligting is presies dieselfde wat dit altyd is. Ja, boerseun, fuck it, jy weet, om dit reg te maak is 'n moerse probleem. Dat ek net kyk, as die show eers begin het, is dit 'n moerse probleem. Maar nou ja, die taalnasie is ook op my, maar dankie, ek neem kennis. Ek het nou nie 'n groep nie, ek is nou nie die boer briekmerke groep nie. Dis net een ou alleen. En dis al. Want die fok weet, ek kan dit nie hier regmaak meer, jy weet. Ek net sien. Want die vet weet, ek moet ook handlangers hê. Maar ek het nie. So one man show. Kom ons probeer. Hoor nou reg te wees. Daar sê, dankie boerseun. Dis reg gemaak. Maar nou ja, feit van die saak bly. Ja, question everything, moenie worry nie, die man gaan nie vir jou kwaad wees nie hoor. Die man gaan nie vir jou kwaad wees nie. Jy moet net in sync bly met die energie van die heelal. Onthou, die skepper van hierdie heelal, ja, hy het geweet wat hy doen. En hy het alles met 'n doel gemaak. Alles met 'n doel gemaak. Laat ek net sien wat van hierdie chat voor ek het verder. Ja, Chris de Beer. Daai kak storie van Steenhuisen wat die Kaap verkoop het, se kak, weet jy, 'n mens wat daai fucking storie glo, 'n mens wat dit glo, is fucking brein dood. Hy's nie eers in die IK 60s nie, met fok, hy's in die IK's 2 of 3. Net short van 'n fucking pampoenpit. Heerlikheid. Hy moet vir homself fucking dink. Wat hy eintlik sê is hy daai kak versprei. Steenhuisen het Tafelberg verkoop. Steenhuisen het wat het hy nog gedoen? Het die kasteel verkoop. Dis wat hulle sê. My fok. Ja, Alice, ek sien daai ding in Duitsland van Antifa teen AfD. Daai Duitsers beter fucking wakker skrik en opstaan, my maat, of hulle gaan ook uitgewipe word. Hitler draai sy graf om as hy hierdie kak sien. Jesus, hulle het hom slapgatte geword aan hy fokke Europa. Jy's reg, Ater, Satan is oralster fucking aan die gang hoor, oralster. Dankie boerseun. Ja, ek is nie ook in jou ou wat daarvan hou om sulke foute te maak nie, maar heerlikheid man. Partykeer. En ek is vanaand, Jesus en boere, ek is fucking warm vanaand hoor. Ek is warm vir fucking stupid mense. Stupid mense. Ons sommer vroeg al in die drink raak ook hoor. En ordentlike goed hierdie. Jy sien, dit is vandag vir moffiedrankies nie hoor. Niks van dit nie. Maar die regte goed. Ja, is baie ander goed ook beskikbaar hoor. Jy kan milkshakes kry en allerhande sulke goed te hoor, maar hierdie is die ster van die aan. En daar is Count Putin ook daar tussen. En dis wat ons eet. Ek wou nie groot etes gehad, ek vanaand gaan die ouens met goed in die hand kan vat hoor. Want hulle gaan sluk aan 'n paar dinge, hulle gaan hulle gereedskap laat val en al sulke goeders, want ek gaan kak hier kwytraak wat 'n paar ouens gaan laat rinnek hoor. Maar kom aan die gang, anders gaan ek nie met die goed uitkom nie. Laat ons begin. Begin sommer met hierdie met 'n joke. Sien hulle dat ons altyd oor die gesondheid praat. Begin ons sommer met 'n joke.
This picture was a part of the Medical Nurses Guide in 1901. This guide was called How to Fix a Patient Who Has Panic Fear of Injections. Lekker man, lekker. Maar dat ek net 'n bietjie hier so my agtergrond skoonmaak hier. Ek het mos nie 'n groep nie. Ek sien die boerbeskuit of die briekmerke groep nie. Dis net 'n kolyn, jy weet. Die boerieman, hy kap alles. En ons begin in die EU. NATO and EU are preparing for a big war with Russia. Ambassador to Belgium, Dennis Konjar. They justify these actions with non-existent Kremlin plans to attack, intimidating their own population. And their own population slukkie fucking Kool-Aid. Slukkie Kool-Aid. Die reality is, as NATO in 'n scrap met Rusland betrokke raak aan die kakspat. Hulle try nou al 3,5 jaar aan die Oekraïne om Rusland onder te Rusland fokkel op elke draai. Dan bring hulle 'n nuwe wonder weapon, dan is dit net so 4 dae. Dan is daai wonder weapon by die deur uit. Maar hulle fucking luister nie. Hulle het nie ore nie. Maar hulle voordeel is, hulle het 'n fucking klomp dom, breingewaste, breingespoelde fucking burgers wat hulle belieg en bedrieg. Kyk hierdie kak. Dis die wetters wat vir jou wil vertel, hulle is die fucking slimste en mees civilized groepering in die fucking wêreld. Sprinter Press tweet. Merz claims that Orbán went to Moscow without a European mandate for negotiations and without the approval of EU leaders for the trip. Merz statements at a joint press conference with Slovenian Prime Minister Robert Golob in Berlin. Viktor Orbán's position has been known for a long time. This is not his first visit to Moscow. The Hungarian Prime Minister already traveled to Moscow in 2024 during the country's presidency of the Council of Europe. He goes there without European mandate and without our approval. But there is nothing new here. He has his own views on ending this war. Those views are still not realized. If someone has better ideas than us, that should be welcome. But I doubt they will be more successful than the last time, unfortunately. Said I Merz Knerts, fucking BlackRock agent. Maar die Duitser val vir sy kak, so hulle moet verdien. Moses 6:6. Dan het ek daai gesprek geluister van, 'n hele gesprek geluister wat Tucker Carlson gehad het met George Galloway. Die heerlikheid, dit was eintlik hair raising hoor. Europa is so diep in die kat, dis net nie waar nie. Trump is doing everything he can to stop the war. The Europeans are doing everything they can to stop him. George Galloway tells Tucker Carlson the political wings are now cross-dressing. The left are the warmongers now and the right are the peacemakers. En hy is reg. Hy het 'n baie interessante ding gesê. Hy het gesê dat blankes in Engeland is in 'n baie beter posisie as blankes in Amerika. Want hy sê in Engeland, ja, hy sê daar's 'n moerse klomp immigrante. Hy sê maar 80% van die Engelse bevolking is blank. Hy sê so het gaan 'n paar generasies vat voordat hulle 'n minderheid sal wees. Hy sê maar in Amerika gaan hulle baie fucking vinnig vind dat die blankes 'n minderheid gaan wees. Dit was my nogal interessant toe hy dit sê. Ek het nooit so daaraan gedink nie. Maar nou ja, Amerikaners wil ook nie fucking luister nie. Toe hulle daai politicians met hulle maak wat hulle wil. Galloway sê, I don't want to go to war with Russia. George Galloway tells Tucker Carlson the UK may turn to cinders and ash if a direct war with Russia breaks out. En hy's reg. Maar hy fucking kieristampery dink hy weet beter. Die Engelse weermag kan nie eens meer 'n groot sokkerstadion volmaak nie. En hierdie het my bloed laat kook. Jy moet kennis neem, boerseun. France, UK and others back unity, stability, prosperity and peace in Libya. A strong, prosperous Libya with unified economic, military and political institution is in all of our interests, says Egypt, France, Germany, Italy, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, the UAE, the UK and the US. Countries which killed Gaddafi and destroyed Libya now say they want the country to be stable and prosperous.
A strong and prosperous Libya is in all our interest. Dan sê die kommentator, then why did NATO forces bomb the country for an entire year? Wil ek ook graag weet. Gaddafi het vir hulle gesê, as ek val, is Europa aan sy moer in, want julle gaan nie die immigrante kan keer nie. Ek hou hulle nog hierdie stadium, hou ek hulle nog in Afrika, vir julle. Maar drop my, en julle gaan sien wat gaan gebeur. En hulle sien nou hoor, dis nie lekker nie, En dan daai Hongaarse minister van buitelandse sake. Reading the frustrated statements of the pro-war European politicians about our meeting in Moscow yesterday, I believe a serious misunderstanding needs to be addressed. We Hungarians do not need permission or a mandate from Brussels, Berlin, or anywhere else for any foreign negotiation. We follow a sovereign foreign policy and our decisions are determined by our national interest, whether they like it in Brussels or not. Hungary foreign minister gives Brussels the proverbial middle finger after Putin-Orbán talks in Moscow. Yep, ek stem met hom 100% saam. Nou moet julle luister wat sê Viktor Orbán. En hy praat baie sens hoor. The Hungarian Prime Minister Viktor Orbán told Welt on Sondag that Ukraine should become a buffer state once the conflict ends. He argues that NATO and Russia must agree on the size and equipment of a limited Ukrainian force operating inside this buffer zone. Both sides, he says, should also guarantee that Ukraine will not be brought under the control of either bloc. Moerse sens, dat hy daar praat. Kom ons vat 'n dop op hy ene. Yes, like, kan nie die Europeërs nie hulle fucking ore oopmaak nie. Maar laat ek gou kyk wat gaan in die chat aan. Question everything sê, Steenhuisen het te veel aandele in Ramaphosa se McDonald's. Ja, is duidelik op, jy kan dit sien. Boere, relax maar met jou boerseun, relax maar. Ja, dat Jacobs, hy sê, is 'n mooi tweeling daai, ek stem saam. Maar nou ja. Ja, Christo, hy is in Namibië. Hy is in Namibië. Meer sê, Colleen, jy maak almal se lewe beter. Met die waarheid, dankie. Ag, ek appreciate, ek doen wat ek moet doen. Ek het my opdrag gekry. Praat nou, en dis wat ek doen. Ek doen dit al van April 2022 af. En ek doen dit sonder vrees. En ek doen dit sonder om te jag vir, jy weet, wat, titels of goed. Fokol, ek voel niks, julle weet het. Ek het dit in my briefmerke al gesê. Ek het geen leierskap aspirasies nie en ek het geen politieke aspirasies nie. Niks. Ek is die wagter op die muur. Dis wat ek is. Ja, Galvin Enders sê, Russians doesn't deserve this bullshit. I agree with you. Maar nou ja. Ja, ek sien julle kuier lekker met mekaar. Nee, dis reg. Dis waarvan ek hou. Julle praat met mekaar. Julle gesels met mekaar. Ons is 'n tribe. Dis wat ons is. Ja, dit is, ja, hy is 'n Namibiese politician. Ek weet nie of hy ampte het nie, maar dit is so. Question everything sê die wêreld se leiers is maar net betaalde akteurs, ek stem saam. Ja, Trump declares Venezuela airspace closed. What the fuck het hy te sê oor Venezuela airspace? In elk geval, kruid vir julle 'n stuk pizza, wat er aangaan met die nuus. Lekker pizza daai boys, ja, hy lyk mooi hoor. Dan kry ons hierdie uit die Oekraïne uit, ook van die EU oor die Oekraïne. Luister na hierdie storie. European Commissioner for Justice Michael McCarthy stated that corrupt politicians and businessmen must be prosecuted if Ukraine wants to join the EU. According to the official, Kiev is making maximum efforts to fight corruption, but the EU will not support Ukraine's secession if it cannot prove that it has an effective system to eradicate crime in the highest echelons of society. Okay, mooi fucking woordjies, maar pipe dream, fucking korrupte goed beskerm mekaar. En dan hierdie volgende prentjie, wys ek vir jy almal om te verstaan wat 'n fuck deel jy mee as jy van die EU praat. This is Europe. This is the EU. Don't confuse the two. Ha, ongelukkig, run confusion, the roost daar so. My fucking van der Leyen, sy dink sy is die Führer. En dan hierdie stukkie,
nuus uit Nieu-Seeland uit. New Zealand blocks puberty blockers because chemical castrating children is looked down upon. Critics warn move will devastate the transgender lives, but fuck, who cares a shit about that? Hulle lyk om Satan se opdragtes uit te voer. En ek hierdie stukkie uit Rusland uit, kan net om jou 'n bietjie oor te laat dink. The Majesty of Russia's spiritual power, Church of the Exaltation of the Holy Cross in Nolovo Pashtain Monastery, 73 meters high, built in the late 1860s. Late 1860s. En hy fucking Oekraïners, hy bliksem soos Pestelensky, hy sy gat juk en as hy so foto sien, dan wil hy die kerk gaan bom. En dan kan hierdie koelheidsypers sal vir hom cheer as hulle die kerk afbrand. Located in the Tver region on Lake Seliger, about 400 kilometers northwest of Moscow. Ook, hy kalkoen en sy bende sal graag die kerk wil afbrand. En dan sal hierdie sonneblomaanbidders, hulle sal aan 'n klap as die kerk gaan. Maar nou ja, dan kom ons in die Oekraïne. British instructors mocked the Ukrainian soldiers. Prisoner of war Nikolai Verkhovets captured near Krasnoyarsk. Dis nou wat is noem hulle dit? Provosk, dink ek. He says Ukrainian forces looted civilians and stole valuables. Training included tactics, medicine, shooting grenades and plenty of mocking. Ja, maar nou het die Russe hierdie man beet. Hy moet nie dink hy gaan ligge afkom nie. Hy's 'n war criminal wat hulle aanbetref. Hy gaan lank sit. Dan kom ons in die USA. Luister na hierdie skokkende ene. Whiteness pandemic resources for parents, educators and other caregivers. The University of Minnesota claims white people are part of a whiteness pandemic and need re-education. Fuck. Is this a legitimate academic project or a dangerous ideological propaganda from a public institution? Wat die Amerikaners, fok hulle so deur die kak. Hulle laat hierdie goed gebeur. Die enigste Christenland, Rusland. Hulle president praat van God, hulle ministers praat van God, hulle bou kerke, hulle beskerm godsdiens, alles. Hierdie ander fucking goed leer hulle kinders, in Amerika leer hulle kinders, mans kan babies kry en al sulke kak. Hulle bid nie in die skole nie, hulle bid nie in hulle parlement nie. In Engeland fok arresteer hulle jou as jy op 'n straathoek bid. Hulle is goddeloos. Die enigste land wat staan vir Christenwaardes, Rusland. Ek meen hier by ons, die fucking goed, tokkelossies dans daar aan die fucking parlement rond in plaas van hulle die Bybel lees. Maar is reg, boere. Julle moet oplet en luister. Maak seker waar is jou hand hoor, want ons is omsingel deur hierdie fucking sataniste. Kak, jy het glo, whiteness pandemic. Maar nou ja. En dan kom jy hierdie ou. Ek het 'n backful te sê oor hierdie en ook hoor. On legal immigrants from countries of concern. Deport them all, says Rep Randy Fine. How did these Somalians get here? This is a self-inflicted wound and we have to do something about it. Nou praat hy by 'n kak. Hoekom het hulle nie hulle fucking land beskerm nie? Ek sê vir jou nou, hoekom het hulle nie? Nee, want al hulle fucking soldate het hulle mos op in 800 basis reg oor die aarde om mense te terrorise. Plaas dat hulle na hulle eie kak gekyk het. En terwyl hulle rondgefok het oor see met hulle army, toe kom die fucking vyand in, sluip oor hulle grense en versprei in hulle fucking tussen hulle mense in hulle societies. En die fucking vyand kry sommer verteenwoordigers in hulle parlemente. Ag, die Amerikaners is gefok, man. Hulle is gefok. Nou hulle vir almal voorskrifte maak en al sulke kak. Hierdie ene gaan ek vir julle lees. Ek het dit gevat net omdat ek gedog het. Fok. Wat is dit hierdie? Trump het getweet. Because I have invoked favorite nation status for the United States of America, drug prices are falling at levels never seen before. 500%, 600%, 700% and more. No other president has been able to do this. But I have. Narcissus.
This is also the answer to much less expensive and far better healthcare. Republicans remember this was done by us and nobody else. This is a revolution in medicine, the biggest and most important event ever. If this story is properly told, we should win the midterm elections in record numbers. I am the affordability president. Talk loudly and proudly. Trump claims a revolution in medicine, drug prices falling at levels never seen before. This will help Republicans win the midterms. He's the affordability president. Dan vra die kommentator, have your bills dropped under Trump? Ja, vat maar 'n dop op hy ene. Sien wat gebeur in die chat dan. Ja, logies. Daar is die tweeling vir jou op die skerm. Ja, Spyker sê hy sien Europa begin met conscription vibes. Hulle gaan hulle gat fucking sien, man. Hulle gaan hulle gat sien. Dink jy daai klomp jong peester verwardertjies so daar rondhardloop in die pink hare en fucking stywe broekies en tepels deur die nippels, ringe deur die nippels en pok. Dink jy hulle kan in 'n loopgraaf inklim saam met 'n rush en ja, hulle het hulle gat sien. Ja, Spyker sê hero was bedrog op steroids geolie met heavy propaganda. Dit is waar. Maar nou ja, in elk geval. Dat ek maar liever iets om te gee om te eet ook, en nou drink jy ons te veel. En nou hoor ek die weer erin in die gerte. Maar nou ja, ek moet nou my gat roer hier deur die chat hoor. Want ek, dis is moeilik vir hom by dit alles te bly, jy weet. Ja, alright, dat ek aangaan met die nuus. En nou kom ek in Suid-Afrika. Hierdie ene het ek baie oor te sê. Hierdie fucking vloerplanke, hulle kan hulle bekke rek oor Sharpeville en al die goedertjies, nee. Daaroor wil hulle fucking jubel en juig. Kyk wat doen die fokkers self met hulle eie mense. 144 dead, meer as by Sharpeville. 21 missing. 'n Moorse-kommissie van ondersoek oor daai life epidemic fucking skandaal. Niemand is vervolg nie, maar honderde is dood. Dis 'n vloerplank se kop daai hoor. So werk dit as daai kop van jou 'n grot vir vleermuise geword het in plaas vir 'n brein. Jy het 'n skedel, jy noem hom 'n skedel, maar jy moet hom eintlik 'n vleermuisgrot noem. Nou ja. En jy hoor hier weer grom hier in die agtergrond. Breaking opinion, what would happen if Trump turned his back on South Africa? Let's imagine the scenario, because the way things are going, it might not be far-fetched. In global politics, one message from the US president can shake the whole world. And if Donald Trump decides to publicly challenge the South African government after the G20 drama, the consequences would be explosive. Picture this. America freezes financial support and cooperation overnight. No development funds, no partnership programs, no trade sweeteners. South Africa suddenly finds itself cut off from the biggest global partners. Hy het dit klaar gedoen. Diplomatic invitations dry up. Imagine South Africa being excluded from major international forums and strategy meetings where the world's decisions are made. That type of isolation needs harder than sanctions. Nee, het gebeur klaar. Nee, wat Trump het besluit, hierdie fucking ANC moet nek omgedraai word en hy gaan dit doen. Pressure on other nations intensify. If the US tells the world, distance yourself from South Africa, many countries will listen. Not because they dislike South Africa, but because nobody wants to lose access to the American market. And that's the scary part. Who is going to risk their own economy to defend a country sliding deeper into instability and diplomatic confusion? This is exactly how nations become isolated. Not through war, but through bad diplomacy, confused foreign policy direction, and leadership that underestimates global power dynamics. If the ANC doesn't wake up, this hypothetical future could become our reality. The world is watching. America is changing its tone, and South Africa is running out of diplomatic credit. We cannot keep gambling with our foreign relations while economy is already fragile. This is a lesson on how not to do geopolitics, and the warning signs are flashing bright red. Nou ja, vat 'n dop op daai ene. Vat 'n dop. Dan kom ons by hierdie kakhuising. Hierdie man. Nee, hy laat my rooi sien.
Steenhuisen tweet, our strategy aims to vaccinate South Africa's national herd systematically, beginning with the hardest hit provinces, namely KwaZulu-Natal, Gauteng, Free State and Mpumalanga Northwest, which will submit their livestock numbers as well as their number of quarantine farms. Woe, hierdie fokker. Hy is gevaarlik. Ek het vir hom gesê, op hierdie tweet het ek hom gesê, plaas jy al die vaksines vat dat jy die beeste wil spuit. Maar ons probleem is, jy is so fucking gevaarlik. Niks wat uit 'n syringe uitkom kan ons beskerm teen jou nie. Maar nou ja, hy vreet te veel McDonald's, so hoekom hy lyk so hy lyk. Nou, maar nou ja. South Africans are outgun blazing defending Kat Matlala, while insulting members of the parliament like Darlene James for not showing respect and honor to a criminal. ANC and EF minions are the biggest setback in South Africa. They do everything in their power to coddle criminality. Kat Matlala is a criminal. Ja, maar dit is die reality waarin ons leef. Maar Suid-Afrika het nie 'n regering nie. The criminal gang wat in charge is. Nou weer, nog 'n tweet. Contrary to popular Xhosa and Zulu myths, the white men arrived in 1652 to nothing. There were no roads, no schools, no libraries, no buildings, no nothing. There was no economy from nothing. The white settlers created the South Africa, a country including 10 different black tribes and looking after them. The money paid by white taxpayers built a country that black communists and supremacists coveted and wanted at all cost. That was the apartheid legacy, a fully functioning country, a country that didn't exist under black tribes 373 years ago, a successful country, a pioneering country, an industrious country, a leading country, a beacon on the African continent. That was the apartheid legacy, inherited and trashed by the ANC. All those 373 years wasted trying to build a civilized country at the tip of Africa. Hierdie fucking ding het getweet. Donald Trump called white people in South Africa settlers. I'm glad that he got that one right. En al hierdie blacks is ook fucking settlers. Ek het mos 'n video gemaak oor dit. Letters met hoofletters. Maar hulle is te fucking dom om te weet hulle is dom. Dan kom ons by hierdie karnalie. Minister Ronald Lamola, reckless accusation that the President of the United States promotes a white supremacist agenda was not a slip of the tongue. It was a deliberate act of diplomatic arson. The inevitable backlash has now cost South Africa dearly. Aid cuts, investment flight, and deepening isolation. Lamola knew the consequences and chose ideological grandstanding over the national interest. He must be held fully accountable, parliamentary inquiry, public censure, and removal from office. Not going to happen. Jammer om vir jou te sê, Kabonena. Jy droom. Criminals protect one another, big time. Nou ja, hierdie is nou 'n lang klomp Suid-Afrikaanse goed vir daai ons wat gister so gebitch het, ek praat nie meer Suid-Afrika nie. Hierdie tweet, Donald Trump and the US official presented 4 essential conditions for restoring trust between the United States and South Africa. They were not extreme, they were not discriminatory, they were basic human rights expectations. 1. Farm attacks be classified as a priority crime. 2. A clear and unequivocal public condemnation by the governing party, ANC, of the chant, song, kill the boer, kill the farmer, whether used in song or any other context. 3. No land expropriation without fair market compensation. 4. Exemption of US companies from all provisions of black economic empowerment, meaning that these race-based economic transformation affirmative action laws should not apply to the US entities. These were reasonable, these were fair, these were human. Dis groot waarheid wat hy daar sê hoor. Maar hy gaan aan. But the South African government refused. The South African state has refused to condemn Kill the Boer, downplayed farm murders for decades, weaponized BEE and cadre deployment, allowed over 140 race-based laws to target the white minority, pursued land expropriation without compensation, ignored global human rights warnings. Dis wat hulle gedoen het. Clever fokkers.
kap maar 'n dop. En ons moet iets eet ook hoor. Maar nou ja, wat kan ek sê? En dan hierdie tweet van Peniel, the Black Pen, ja. Ek weet nie wat dit met hom gebeur nie. Fuck BEE, not cause it's racist, but cause it's corrupt. The ANC under Tambo Mbeki, Manuel Ramaphosa and others agreed to become security guards for white wealth in exchange for shares and board seats. The ANC hates black people. Ja, Peniel. Hy is confused deesdae. En dan is hier 'n goeie ene, Black Excellence. How it started versus how it's going. A citrus farm in Limpopo, Zebedela estate next to Leboa Como, was expropriated by the government from a local farmer only for them to live it in ruins. Aan linkerkant so het Zebedela gelyk, regterkant so lyk Zebedela nou. Eens die grootste citrus producer in die suidelike halfrond. Nou is dit fucking shambles. Dan kry ons hierdie ene. BBE policies the past 30 years served as a tool to enrich the likes of Cyril, Matlala, Molema Ngweni, and Edwin Saudi. These policies were enforced in an incorrect manner. South Africa suffers from high unemployment rate worldwide because of BEE policies that are boycotting foreign investment from having their businesses in this country. Remember, these policies were aimed at fixing the apartheid injustices, but now they are targeting all people of color from all walks of the world. Oh well, that's what we call a racist law in most race-regulated country in the world. Luister iemand? Nee, niemand fucking luister nie. En dan die laaste nuusbrokkie. Kakhuizen and Zille have both lost the plot. They are working with the ANC and their masters. Zille is very involved with the Soros Foundation and the Bill and Melinda Gates Foundation, and Kakhuizen, WEF, is trying to destroy the meat industry with all his vaccinations. Both are following their masters' New World Order agenda. Hopefully the voters will show them with the next elections what we are really thinking of the ANC Light Party. Ag, fuck, droom aan, man. Droom aan. Wat liewer sy dop, dat ek sien wat gaan nie in die chat dan. Ja, Jack Sanders sê die vleermuisgrot is vol vleermuisstront. Die is reg. Ja, Chris is reg, hy Soros kabal, hulle betaal vir die meeste van hierdie immigrante hoor. Maar die kak is, Soros kry sy geld vir die Amerikaanse taxpayers. Elon Musk het dit mos uitgewys. Hoe het Soros sy fortuin gemaak? Hy het niks, hy het ryk geword uit taxpayers geld, donasies wat vir hom gegee is. Maar nou ja, question everything sê Steenhuis is van sy kop af, ek weet. Maar daar waar hy van sy kop af is, kan hy ons land baie skade doen. Hoor. Christo de Weer sê die wind waai sterk aan die Weskaap. Maar nou ja. Pierre van Dijk sê, love the awareness for AH. Adolfie. Ja. Maar nou ja, laat ek net sien, dat ek net hier opvang. Ok. Prikkie, Terion sê, citrusblaas. De WEF noem dit degrowth. Ja. Jonathan sê, Rob Herzog and his tribe also made lots of money over the past 30 years. Yeah, correct. I hear the wind is rattling my door here. Maar nou ja, spyker rondroep om so my ou spuitnaald stronthuis in. Ja, krijg julle maar daar 'n bietjie lekker pizza. Dis ons mooi pizza sal. Maar as jy mooi girls vir die pizzas aandraai, man kan ons nie nee sê nie. Hoe kan jy nou nee sê? Jy mag nie nee sê nie, jy sal gestraf word hoor. Jy weet, ek dink, ek wil hierdie video vir julle nou, ja, ek is baie getempteer om die video sommer nou hier te speel van die boere en die bere, voor ek begin uitvaar, want ek gaan fucking lelik uitvaar hier. Maar ja, ek maar liewer sit nie doen nie. Right! Ek net sien, ek net kyk hier in my, jy sien, dis mos ook om ek vir julle sê, hier is like man, ek moes ook 'n crew gehad het, jy weet, 'n team, dan sou dit 'n goeie ding gewees het.
Dat ek net hierdie goetertjies hier agter mekaar kry, dat ek net soort van, jy weet, my dinge in plek het as ek begin gesels. Want daar's baie stories. Nou ek gaan hierdie gesprek, dat ek net seker maak, ja, hier is hy, amper, ek het hierdie ene gesoek, en het ek hom gekry. Jy sien, die eerste ding waaroor ek wil praat, is hierdie kwessie van die skepping. Nou, ek het al na dit verwys en ek het dit al genoem en so, en baie ouens het my al vreeslik aangevat en al sulke dinge. Ek wil vir julle vanaand net 'n paar dinge wys, waaroor jy net vir 'n oomblik, sit net vir 'n oomblik, luister wat ek vir jou sê, en dink oor dit wat ek vir jou gesê het, voordat jy jump. Die eerste ding wat ek vir jou gaan wys, is hierdie stukkie wat ek vandag raak lees. Elephant feet reveal the design of the creator. Most people glance at an elephant and think his feet are simple stumps, but modern research exposes a masterpiece of engineering placed there by God himself. Those massive foot pads are filled with Pacinian corpuscles, touch receptors so sensitive they allow elephants to detect vibrations traveling through the ground. Scientists tested this by playing a predator alarm call through the air, and the elephants fled. Then they played the same call underground, and the elephants instantly huddled together. They were using the touch receptors in their feet to interpret danger. That is coordinated design, not an accident. Those same foot pads work like living shock absorbers that carry an animal weighing several tons. Hidden inside is even an extra support structure, often called the sixth toe. It's not a true toe, yet it strengthens the entire foot. This is why an elephant's skeleton looks like it stands on tiptoes. The creator built it in a secret brace to hold the giant. Evolution cannot plan anything. It has no mind, no purpose, no ability to foresee what a creature will require. But Scripture tells us the truth. The Lord who formed the heavens and stretched out the earth is the same Lord who shaped the elephant and equipped it with everything it needs. Creation shouts the wisdom of God. Sorry? Nou ja, daar het jy dit. En jy moet baie mooi dink oor wat ek nou vir jou daar vertel het. Maar dit gaan nou aansluit by hierdie volgende stelling wat ek gaan maak, en dit is waar die baie ouens heeltemal die fucking klits kwyt raak. Ek gaan nou vir jou hierdie wys. Nou hierdie vir jou wys. Julle moet my nou vir 'n sekonde verskoon. Hier gaan nou aan die wind rattle my deur kwaai. Ek wil net hierdie deur. Ja nee, dit lyk nie vir my of ek hom gehelp kan kry nie. Die wind ruk en pluk en die krag is af en al sulke dinge. Nou begin reën ook. Maar nou ja, kyk wat staan hier. Genesis 1 vers 26 tot 28. 26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish and the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves in the ground, on the ground. Nou kyk, dit staan in Genesis 1. Die eerste ding, as jy nou vir hierdie tolke, julle nou weet ek noem hulle tolke, praat. Wie is hierdie as, wat God hiervan praat? So hy sê, let us make mankind in our image. Dan moet jy die verduidelikings en die verklarings hoor.
Die skrikwekkendste ene is, hulle sê, dis God, die Vader en die Heilige, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die drie eenigheid. Dis daarna. My Jesus, like hy drie eenigheid ding is hier so 300 en iets jaar terug eers begin, man. So. Maar as jy nou meer akademiese navorsing gaan doen en so, ek het dit nie gedoen nie. Ek het ouens gehad wat dit vir my gegee en ek het van die goed gecheck. En ek het na 'n klomp ander ouens dan luister. Hulle sê, daar praat God met sy divine counsel. Wie is sy divine counsel? Wat is hierdie divine counsel? Dis seuns van God. Dis seuns van God. Hy sê, let us make mankind. Okay. Nou as jy na die divine counsel konsep kyk, en dit is die seuns van God, dan moet jy verstaan, daar die seuns, daar's verskille in hulle, hoor. Kyk maar net na enige familie. Kinders verskil, hoor. Maar dat nog steeds dieselfde pa. Okay. Nou, dis waar die variety in die mensdom vandaan kom. Dis waar die variety vandaan kom. Want elkeen van daai seuns, hy het sy groepie gemaak. Volgens sy deel. Maar baie belangrik. Hy het hulle gemaak. Male and female, he created them. En hulle is geplaas op die aarde. Hulle moet nou hulle dinge gaan doen. God het ook gemaak. Nou goed. Dan kom ons by hierdie Adamiete. Ou maat, hulle kan vir jou hoor. Nou moet ek hê julle moet baie mooi luister. Ek het vir julle gelees hoe smart was daai olifant gedesign. Ek het 'n video oor suikerbekkies, maar ek kan nie waag om te speel nie, want ek weet ek gaan geklobber word met 'n copyright. Daai suikerbekkie is 'n amazing voeltjie. En hy kan hover en hy kan agteruit vlieg. Hoekom? Want hy het hierdie fancy joint in sy vlerke, wat dit moontlik maak. Maar hy suikerbekkie, sy hartklop 1200 slaap per minuut of something like that. Skrikwekkend. Hy moet die hele dag eet, want sy metabolisme is so vinnig. As hy nie aanhou eet nie, vrek hy. En dan wat gebeur as hy gaan slaap as die son ondergaan? God het hom mooi gemaak, want hy kan nie in die nag vlieg en vreet nie. Kik, dan drop hy in die nag, sodra die son ondergaan, dan drop hy in 'n mode in, waar sy hartklop baie laag word, en sy metabolisme spoed gaan af, en hy barely leef, om hom deur die nag te kry, anders is hy dood voor die son uitkom. Nou die skepper wat daai goed gedesign het, nou kom die kerk en wil vertel vir jou, en het vir my ook vertel, ek het dit vir al my lewe geglo, tot hier, nou, hier in my 70's, die Adam storie. Nou daar's twee dinge, oor daai Adam, wat jy vir jouself moet vra. Nommer 1, hoekom is Adam alleen gemaak? En toe kom God later agter, nee, waar hierdie ou shorte pel, jy weet, hy met 'n maatjie, toe word daar van 'n maatjie gemaak. So asof God nie geweet het wat hy doen nie, hy eksperimenteer. Maak dit vir jou sens, God het nie geweet wat hy doen nie. En die tweede ding is, en ek het dit al gevra, en ek het dit al genoem, en ek het al daaroor gepraat. Kain, toe hy vir Abel doodgeslaan het. Onthou, hier is nou alles geskiedenis. En hulle hom sê, jy skuif hier uit, sy eerste bekommernis. Die mense gaan my doodmaak. Okay, wat is mense? Yes, want dan kom hulle vir jou verduidelik hoor. Verduidelik jou, nee, dit is nou nog sy siblings. Okay. Maar hulle was nou hulle twee gewees op daai stadium. En Abel. Toe is hy daar uit. En so waar die fok, hy kry 'n vrou. Waar kry hy hierdie vrou? Sy sussie. Okay. En hy begin 'n stad. Wie is die mense wat in hierdie stad bly? Sy boeties en sy sussie, sê jy. Dis wat hulle vir jou vertel. Ek sê vir jou, dis daar in Genesis 1 vers 26, 27, 28, waar hy mense vandaan kom waar hy bang was. Waar hy sy vrou gekry het, waarmee hy stad begin het. Maar ek sal met my storie kom, luister wat ek vir julle sê. Jy moet hierdie goed vir jouself net vra. Dis wiskunde man. Alright. So ons het nou 2 insidente hier gehad. Eerstens, God nie geweet wat hy doen nie, hy het rondgechommel daar met die klei en so vir Adam gemaak. Kom agter, nee, okay, hierdie ou kan nie alleen wees, hy moet 'n chom hy moet 'n maatjie. Daai selfe God wat hy olifant gebou het. Hy selfe God wat hy heuningvoeltjie gebou het. Hy het nie lekker geweet wat hy doen toe hy Adam maak nie. Maar okay.
Nou het ek julle genoeg geregel met dit en genoeg ouens die bliksem gemaak. Ons vat 'n dop en kyk wat gaat hier in die chat aan, want ek is doodseker hier gaan hulle dingetjies uitkom. In elk geval. Sien Myra Page sê al good night. Maar nou ja. Nee, laat ek sien, okay, nee, so, lyk vir my hier is nog nie dinge. Lyk nee, dinge gaan nog alles nog kalm hierso. Maar okay. Ryp 'n stuk pizza. Want ek het nou vir julle gesê oor vir wie was Kayenbank. Waarmee het hy daai stad begin? Waar het hy vrou gekry? Al daai goed. En hoe is dit moontlik dat God Adam nou verkeerd gemaak het? En 'n fout gemaak het daar met Adam en toe eers agterna besef het, wow, hierdie ou te pel nodig. Kan nie alleen wees nie. Nou ja. Hoekom sê ek daai dinge? Nou moet julle baie mooi vir my luister. Die eerste ding wat jy moet verstaan, is die Bybels wat ons vandag het. Ons hande. Hoeveel keer is die goed oorgeskryf? Hoeveel keer is die goed jy weet, hervertaal en oorvertaal en hersaamgestel en oorsaamgestel. Wie het hom aan mekaar gesit? Dink daaroor. Maar as jy nou mooi gaan kyk na die ding, dan sien jy aan hele Bybel, Ou Testament, structure, en dit wat die kerke vir ons verduidelik het al die jare, nou nog doen. En hierdie Adamiete vertel het vir jou, al daai goeders, is om jou in daai Israel trap in te kry. En hulle was so suksesvol met daai Israel storie, nee, dat hier is mense wat vir my luister, wat hoog en laag sweer, hy is 'n Israeliet, hoog en laag. Maak nie saak wat sy DNA sê en daai goed nie, hy is 'n Israeliet. Nou moet julle baie mooi luister. Wie trek die grootste voordeel uit hierdie Israeliet storie? Die Zioniste trek die grootste voordeel uit die Israeliet storie uit. Want miljoene skuldbelaide Christene support daai fucking Zioniste. Terwyl hy Zioniste is nie Christene nie. Daar's nie ding soos 'n Christian Zionist nie, man. Daar is nie so ding nie. In elk geval. So, die Zioniste. So hier is 'n hele stelsel wat jou eerstens vang hulle jou in daai fucking Israeliet storie in, deur jou skuldig te laat voel en jou te laat verstaan. Jy's gedoem vir die hel. Hulle sal jou wys om daai salig. Hulle sal die pad vir jou wys. Jy moet net alles doen en glo wat hulle vir jou sê. En dan is daar nou in daai Israeliete is daar nou die ekstremiste gedeelte. Hulle is baie lief om te praat van ISIS en Al-Qaeda, as hulle van moslims praat. Maar as jy met die Christene praat, is hierdie Israeliete is presies dieselfde as ISIS en Al-Qaeda. Hulle is ekstremiste. Ek en jy wat boere is. Ons is boere. Ons lees ons Bybel. Daai Bybel wat aan mekaar gesit is. Maar wys jou, wat doen die ekstremiste? Wat doen die? Ek hierdie sien, ek maar net opgeskryf, magtig. Julle gaan dit bly nie laai nie. Nou sien hoe kom we. Lyk my net geval hoor. So, dinge lyk nie lekker. Probeer om kyk. Wat? Sê vir my of julle my kan hoor en sien. Ek weet nou nie of ek sal nou maar wag en hoor of julle kan my sê of julle my kan hoor. Okay, Stefanie sê sy kan my sien, maar dit is maar hakkerig. Ja, die weer is verskriklik swaar hier by my. Kyk wat stabiel. Nee, hy flikker maar aan en af, ek sien hom. Ek kyk hom, hy kom en gaan. Ek moet net probeer om ons crew terug te kry, want die crew het ook gedisappeer. Okay, Billy sê is ook maar hakkerig hoor. Ja, wel. Alright, ek is terug, ek hoop julle kan my hoor. Maar die donder weet, dit gaan nou maar woes hoor. Hy gaan aan, hy kom aan, hy kom af. Ek dink terwille van ons almal se gesondheid, ek sal hierdie gesprek oor hierdie Genesis 1 ding môre aand oor moet doen. Jy weet, ek sal dit weer môre aand oor doen. Want dit is 'n belangrike topik daai. Dis 'n ding daai wat baie
sterk aansluit by 'n groot deel van die probleme wat ons het. Ja, laat ek daarom ons kaptein terug en kyk of ek ons crew kan terugkry. Maar dit kom en gaan en kom en gaan en kom en gaan, man. Heerlikheid. Ja, die crew is terug. En nou net kyk, waar is ons dop? Daar is die dop. En daar is die pizza. Nou ja, alright, hulle is nou terug en so. Dit lyk my nou gaan dit weer gladder. Maar ek sien julle is allemaal goed die 200 ouens wat vasgebyt het. Dankie dat julle vasbyt. En dit lyk of die storm nou hier by my bedaar het. En waarnemer. Ja. Dankie vir daai super sticker, ek waardeer dit kwaai hoor. Alright, nou ek gaan nou probeer om vir julle daai prentjie te wys van hoe is die ekstremiste operate hoor. En die ouens wat hoog die veteran van my gaan wees, ek gee nie om nie. Jy moet dink oor wat ek sê. Ons is groot gemaak in die NG Kerk en die Susterskerke en so, en ons is groot gemaak met die Bybel. Die 1933 vertaling en whatever wat daarop gevolg het en sovoorts. Nou, ek het al vir julle gesê, hierdie Israeliet ding is fucking gevaarlik vir die boere spesifiek. Kyk mooi hier. Kyk wie het hierdie plasing gedoen. Mamas in Torah. En dan, dit bevat die Israel kalender met die vader se feestye, wat hy waar vanaf kry. So, ek sê net vir julle, die hele kerkstorie is gebou op dogmatiek en doktrines en sulke goed. En die belangrikste ding wat hulle reg gekry het, is om jou skuldig te laat voel oor daai kak wat daai ouens in die woestyne aangevang het, honderde jare terug, wat jy niks by betrokke gehad het of niks nie. Maar hulle maak jou deel van dit. Dis ook hulle vir jou sê, jy word gebore in sonde, en jy is op pad hel toe. En my hele lewe lank is af my vertel, ek is op pad hel toe. Heeltyd word af my vertel, ek is op pad hel toe. Al die pad. Ek is op pad hel toe, ek is op pad hel toe, ek is op pad hel toe. En hulle baseer dit alles op daai ou wette en goed. En toe ek nou meer verstand kry en begin my eie Bybel lees en verstaan en so, luister ek toe sê Jesus, maar daar is net 2 wette. Eerste wet, jy moet God, jou vader lief hê soos jouself. Jy moet hom lief hê, bo alles. En jy moet jou naaste lief hê. Nou die kwessie van die naaste kan hom mense oor bespreking sê en sovoorts, praat. Maar hierdie hele Israel ding, hierdie koppeling aan Israel, wat hulle jou aan is, ag en party ouens het nie eers gekloe nie man. Wat beteken daai Israel regtig nie? Hulle maak dit uit asof dit is nou een of ander uitverkore groep mense en so. Maar chosen people. Hulle was gechose sodat God sy seun deur hulle in die wêreld kon bring. Want God het al hierdie goed geweet nog voor dit begin het, man. Hy het hierdie plan gewerk. En hy het hulle gechose vir dit. Maar dit het nie gesê, daai chosen people beteken special people nie. Hulle was gechose vir 'n taak. Jy kies mos baie keer van jou kinders vir 'n taak. Jy kies van jou familie vir 'n taak, van jou werkers vir 'n taak. Maak nie daai werkers besonder en uitverkorenes. Nou, hieroor word daar baie gegil en geskree en gefok weet wat alles, jy weet. En dan is daar nog, jy weet, daar is daai ding van Talmud wat sê Jesus kook in 'n pot kak en alle wat noem hulle ons goyim moet doodgemaak word. Ek het al vir julle gesê, hierdie Zioniste stront, het hierdie hele tydlyn gebuig en hulle probeer hierdie tydlyn manipuleer sodat dinge moet gebeur sodat hulle Messias weer moet kom. Maar hier het 'n ding begin gebeur so 'n ruk terug, 'n paar jaar terug. Mense het begin wegbreek van daai tydlyn af. Geesgevulde mense. Het weggebreek van daai tydlyn af. Hulle koop nie meer daai tydlyn. Maar ek sê weer 'n keer vir jou, die hele storie met die Adamiet ding en verder, die hele storie met die Adamiet ding en verder, en hulle het jou laat verstaan, kyk, jy is uit Adam uit, en that's it. En die is ouens wat, ek meen, hulle glo dit so, dat hulle, hulle sal hulle kinders op die offertafel sit, so vast glo hulle daai ding. Hulle gaan lees nie Genesis 1, vers 26, 27, 28, want hulle dink, en hulle is gepletter, daai Adam-lyn
Dis die enigste streep mense wat daar ooit was. Nou gaan ek weer vir jou vra wat vir my luister. Toe Noag nou geland het op Ararat, nou daar 'n paar teen gaan te keer. Daai 3 latte van hom. Jy wil vir my vertel, daai 3 latte het die wêreld bevolk, wat ons vandag ken. Dan vra ek vir jou, dink mooi daaroor. Maar kom ons eers weer terug, voor het by dit uitkom. Daai kwessie van, Kain, wat 'n mense was hy bang. En hulle bly vir jou vertel, okay, dit was net 1 streep mense. Dan vertel hulle vir jou baie mooi op watter stadium is bloedskande gestop. Nou vra ek vir jou, wat vir my luister, die God wat daai olifant gemaak het, die God wat daai suikerbekkie gemaak het, so besonderse wese. Hy het al daai goed geweet, hulle gaan dit nodig hê en hy het dit gemaak, gaan kyk na die diereryk, gaan kyk na die planteryk, gaan kyk na hoe die goed gebou is om te oorleef. Al daai clever engineering, ek gaan dit nou engineering noem, al daai clever engineering wat daar ingesit is. Jy, wat vir my luister, as jy enigstens met diere geteel het, dan sal jy weet, as jy 1 bil en 1 koei het, en jy bly net met daai 2 teel, en daai bil, hy cover daai verse, en daai boeties bille cover die verse, en die sissies, dan teel jy daai fucking kidde in sy bliksem, en dat hy vrek van alles. Hulle kry allerhande siektes, allerhande gebreke, allerhande goed. As mense inteel, kry gebreklike kinders wat uitkom, en hulle teel hulle siel gebreklik, dat hulle vrek, dat hulle uitvrek. Maar nee, daai eerste streep tot fok weet, ek weet nie waar nie, hulle kon maar kry steel soos hulle lekker kry. Inteel soos hulle lekker kry. Maar hierachter is die mens geskape met daai engineering marvel wat God in gebou het daar. Skielik het iemand net op 'n dag gesê, okay, nee, nou mag jy nie meer jou boeties en sissies mag nou nie meer spyker nie. En toe gaan hulle nou aan. Maar al die ander wat hulle kry, dit is op die eerste hulle van familie. Die enigste manier om dit te verklaar is om te gaan lees wat staan in Genesis 1 vers 26, 27, 28. Dan verstaan jy. Nou vra ek vir jou, daai Noag se latte toe hulle nou daar op Ararat sit 'n party. Wat die een het op watter fucking kanoe geklim en afgeroei Australië toe en die Aborigines gaan maak. Want sover ek weet, as jy 2 springbokke, 'n springbok ram en 'n springbok ooi, en 'n kamp toe kamp al en nêrens heen kan gaan en met niks aan, en oor 'n klomp jare kom jy terug daar, dan is daai kamp vol springbokkies. Daar's nie skielik kameelperre en luislange en krokodille en leeu's en goed daar nie. Dis alles bly springbokkies. So, wat een van Noag se latte het nou afgeroei Australië toe en die Aborigines gemaak. Kyk nou 'n foto van 'n Aborigine hoor. En toe hy nou daar is, dit nog nie waar, is 'n goeie plan. Kom ons skiet sommer hier oor hierdie straat hier af en ons gaan na Nieu-Seeland toe, ons gemaak daai maar oories daar. Okay. Wat jy net opgefok daar in die noorde in die Eskimos gemaak. Wat jy net afgebliksem Suid-Amerika toe. En daar die Indiane daar gaan maak aan daai woude, reënwoude en so. Watter? Hulle lyk nie eers fok na mekaar nie. Maar dit is stories wat vir jou vertel word. En jy glo dit. En jy bou jou hele geloofslewe op dit. Nou kom ouens en sê hulle van ja, ek glo nie in die Bybel nie. Fok, okay, waar kom jy aan daai kak? Wat is die Bybel? 'n baie goeie handleiding wat vir jou presies mooi verduidelik en mooi vertel wat God maak met mense wat nie luister nie. Dis wat jy moet sien. Daar's mense wat van hulle Bybel 'n afgod gemaak. Nou wonder ek by myself, hoe verklaar hulle hierdie goede? Hulle kan niks van die goed vir jou verklaar wat ek nou vir julle gesê het nie. Hulle kan dit vir jou fokke verduidelik, ja. En hulle verduidelik dit jou op wat hulle uit hulle dogmatiek handleidings uitlees en luister. Jesus het toe hy op hierdie aarde gewandel het glad nie religion verkondig nie. Hy het spirituality verkondig. Ons boere voorsate, daar weggetrek het uit die Kaap uit. Dis die kerkmense nie, hulle was geesgevulde mense. Dis die verskil. Maar die mense wil dit nie sien nie. En niemand wil dit sê nie. Hoekom nie? Want kyk net na die finansiële struktuur wat gebou is op die kerke. Kyk net na dit. Kyk na die magstruktuur wat gebou is op die kerke. Daai viskopkeps etters wat daar in Rome sit, slaan die gitaar vir al die kerke. En die mense val vir dit. Ons voorsate het weggevlug van daai kak af, Suid-Afrika. Ons voorsate is gebraai op brandstapels, is op pynbanke uit mekaar uitgeskeer. Skrikwekkendste goed wat daai kerk aan hulle gedoen. Ek sê die fucking kerk aan hulle gedoen. Wat sê Haile Selassie? Hy sê,
Spirituality does not come from religion. It comes from your soul. En dan sê hy, religion was supposed to make people spiritually aware. But the religion got corrupted by men and turned into an instrument of control. So, dan staan hierdie ouens, ek het al vir julle gesê, as jy weer na 'n ou te luister, 'n tolk luister, en hy ruk die Torah uit, net daar, jy sê, fuck, hier moet ek wegkom. Hier moet ek nou wegkom. En dit is die groot ding. Die probleem is, ons is gebrainwash van kleintyd af. Ek weet, ek het my mentor, hy is een van my groot mentors, hy is dood so tydjie terug. Mag sy siel in vrede rus. En ek hoop hy hoor wat ek vanaand doen, en wat ek vanaand sê. Want hy het my baie gelei in hierdie mynveld waarin ek nou ingestep het. Maar die feit van die saak bly, ek het 'n briekmerk gemaak waarin ek gesê het, die gevaarlikste vyand vir die boer is hierdie Israeliete. Dis die gevaarlikste vyand vir die boer. Onthou, daai Israeliete verkondig nie geestelikheid nie. Hulle verkondig die Torah. Bly in die wet, bly in die wet. Jy moet baie mooi luister wat ek sê. En nou is dit 'n probleem vir baie mense. Want hulle is so geïndoktrineer. Hy oorweeg nie eers die moontlikheid dat daar 'n ander oorsprong van mense is as Adam nie. Sy brein wil nie daarby verbygaan. Dis net met leiding van die Heilige Gees wat jy Genesis 1 vers 26, 27, 28 in perspektief sien. Die aand toe dit vir my geopenbaar is. Jan het met my gepraat en vir my dit sê, het jy wanneer jy daai gelees? Het jy al gelees? Lees ek dit terwyl hy op die foon is. Ek lees dit so deur. Want my woorde aan hom was gewees, Jesus Jan, ek het 'n probleem, ek het 'n kak in hierdie budgies hoor. En ek weet nie hoor. Dit voel vir my soos 'n geestelike blokkade hierdie absolute weersin wat ek in die fucking goed. Ek weet nie waar kom dit vandaan nie, maar ek het dit net. Sê my Colleen, lees hierdie. Hy gee vir my daai. En ek lees dit. En my woorde, julle ken my, ek is die boerieman man. My woorde aan hom was, my fok Jan, hulle het die hele tyd vir my fucking gelieg. Almal laat donders het my laat verstaan, ek is hulle fucking familie. Dis is dit nie so nie. Toe lag hy, net soos ou Jan kon, ja, wel, dis soos dit is, ja. Hy sê vir my, Colleen, weet jy wat my verstom? Daar's mense wat ek al 30 jaar hierdie storie probeer verduidelik en hulle snap dit nie. Ek sê dit vir jou, jy lees dit kop en jy dadelik connect. Nou, ek kan vir julle net sê, ek kan nie daarop uitbrei. Ek sê net weer vir jou, as jy nie daai mental band wat jy het, met daai anemiet kan sny nie, gaan jy sukkel spiritually. Jy gaan elke dag sukkel, tot jy daai snywerk doen. Dan is dit of daar so vrag van jou afrol, en jou gees word vry. En dan besef jy, okay, waar kom my voorsate nou vandaan? Ek weet nie, jy weet, daar is ouens wat vir my sê, myne was geplan daar ergens in die Atlantiese Oseaan, wat nou onder die aarde verdwyn, onder die see verdwyn het. Okay, dis fyn. Maar, dis nie vandag regtig belangrik nie. Maar dit is belangrik, want dit verklaar hoekom ek oor sekere goed voel soos ek voel, want dit is in my gene, dit is in my genetika. En, ja, hierdie is 'n uitdaging hoor, dit is 'n challenge, mense om oor te dink hoor. Jy moet oor dit dink. Jy moet hierdie vraag vir jou vra. Waar kom hierdie ouens vandaan om vir jou te verduidelik jy's 'n Adamiet? Wat is die doel van die Adamiet lyn? Ja, ek weet nou nie so lekker nie, maar dit was goed opgeteken en so, en hulle was, daai nasate was gepiek om God se seën in die wêreld te bring. En ja, so daai streep mense het 'n doel gehad. Maar al die mense wat op die aarde rondloop, is nie uit daai fucking streep uit nie. Dis wat hierdie Adamiete vir jou wil vertel. Hierdie Israeliete, jy moet hulle sien hoe hulle kan te kere gaan, en daai fucking Japie, hy kan verskriklike video's maak met kaarte en goed, hoe dit bliksem jy, ja, van daai fucking woestyn af, beland het in die Kaap. Ek kyk na daai kak, al lag ek hoor. Ek kyk na daai kak en ek lag. Dan wonder ek by myself nou, wat
Hoekom lieg hierdie versie nou? Tog die versie maar weer op die skerm sit. Wil daar nou nie verwarring is nie. Ek weet nie waar kan die verwarring vandaan kom nie. Dis baie duidelik. Then God said, let us make mankind in our image. Mankind in our image. In our likeness. So that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky and the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, and he created them, male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. En dan probeer hierdie ouens vir jou, as van hulle wat van daai wat so fanatiek is om vir jou vertel, daar is die breinloses was daar gecreëerd. Sê ek, okay, maar in God se image. Okay. En sê vir jou, dis die sielloses wat daar gecreëerd is. Dan sê vir jou, dis waar die swart is gecreëerd. Ook, ek sê weer vir jou, wat vir my luister vanaand, daar word baie vinnig, as iemand van Islam praat, dan word daar van ISIS en Al-Qaeda gepraat. Ekstremistig. Fucking goed wat, man, hulle is so ver van die Koran af wat nie waar is nie. Hierdie Israelietbendes, is fucking dieselfde. Hulle is ekstremiste. Maar wat opvallend is, jy sal nooit hoor dat 'n moslim lelik praat van Jesus nie. Hulle het 'n ander interpretasie aan Jesus. Hulle sien hom as 'n profeet, maar nog steeds respekteer hom. Maar in elk geval, hierdie Israelietbendes, hulle is fucking gevaarlik. Jy moet dit mooi verstaan wat ek vir jou sê. Jy boer is deur God geskep om te sorg vir mense, te sorg vir diere. God het jou geskep om sy vegter te wees. Hy het jou al sy talente gegee, want hy sê, maak hom nou my beeld. Hy het vir jou alles gegee, maar hy het nie vir jou die wil gegee om te wen nie. Jy moet hy wil self hê. En jy kan nie weet, wat is God se wil vir jou, as jou tempel nie bewoon is deur die Heilige Gees nie. Jy kan dit nie weet nie. Jy kan dit nie weet nie. En jy moet verstaan, as jy met hierdie kultusse en kak die mekaar is, sal die Heilige Gees nooit in jou woon nie. Satan gaan in jou woon, ja, maar nie die Heilige Gees nie. En sê ek weer, wat het Haile Selassie gesê? Spirituality does not come from religion, comes from your soul. Dis die ding. En ja, ag man, ek weet, hier is nou weer 'n sweterjoel, wat nou die hoppende fokken is. Ek worry nie. Iemand moet dit vir jou sê, want niemand wil dit sê nie. En ek sê vir jou, jy word gebind deur daai Adam storie. Dis waarmee hulle jou bind. As jy net bietjie terugblaai en jy kyk na hierdie versie, dan kom jy agter, oh fuck, hy Adam band is bullshit. Kyk hier, wat staan in die Bybel. Ek haal nie hierdie goed uit 'n teksboek uit nie, ek haal dit jou uit die Bybel uit, man. Maar nou ja, ek kan nou stop. Kom ons drink maar 'n dop. Ek sal môre aand gaan ek praat oor hierdie boer en Afrikaner ding hoor. Maar daar is nou 'n klomp ouens wat ook die kat en die fokke Ariel beet het met dit ook hoor. Big time beet het. Ja, Leon Botha. Dankie. Ja. En jy weet, een aand het 'n dominee het my na weer gepraat het oor die goed, het hy vir my 'n WhatsApp gestuur. Toe sê hy vir my, Colleen, jy's reg. En ek het oor daai aand weer oor die Noag ding gepraat. Toe sê hy vir my, jy's reg. Mens moenie die Bybel altyd letterlik vertaal en vertolk nie. Die reality is, ja, kyk hierdie plataarde ouens en so gewoon nou ander stories vol. Die reality is, daar's nie genoeg water om die hele aarde so hoog as wat die berge is toe te gemaak. En daar sê so, die Great Flood was isolated. Hoekom lees ons nêrens van die groot mud floods nie? Die mud floods se bewyse is in Europa, man, jy kan gaan grou by daai fucking ou geboue en dan sien jy.
waar daai moddervloede vandaan kom. So, jy weet, ek het die ander aand vir 'n ou gesê, hy vra my toe, okay, wat is nou jou siening dan nou regtig oor die hele ding van die Bybel en so? Sê ek, weet jy, die Ou Testament is vir my maar net 'n goeie handleiding. Daar's geskiedenis daar, daar's 'n paar mooi psalms en daar's waar wyshede en spreuke en so en alles. Daar is groot waarhede daar wat 'n ou moet van kennis neem en so. Maar die belangrikste insident van die Bybel, ek moet gaan kyk, ek het 'n prentjie van dit. En julle ken my mos, ek praat beter in prentjies. Daar is die oomblik. Daar was die oomblik van die waarheid. Die oomblik van die waarheid. Daar was dit. Net daar. Dis waaroor dit alles gaan. Daar hang jou saligmaker, my saligmaker. Hy het gesê, ek gaan julle sonde op my neem, maar niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. And that's it. Dit is so eenvoudig soos wat dit is. Maar onthou, hierdie fucking tolke wil niks eenvoudig hê nie. Hulle wil die Torah rondswaai wat so gefucking punt is met die koutjie penne laat jy die balkon die ding net so wel in 'n bliksem se verfblik gedruk het. Al daai kak. As hy aan hy ding vat, weet ek, hier moet ek fucking byt bly hoor. En dit is waaroor die hele Bybel gegaan het. Hierdie oomblik vir dit. Want God het geweet hoe hierdie mense gaan struggle hoor. Maar ek sal hulle help. En toe, wat gaan doen hierdie Israeliet aanhangers in elk geval? Hulle vermoor hom. Dis hulle grootste prestasie. Maar dan kom hulle hier met hulle kak vir my vertel, ja, ek is fucking uit Esau uit op. Ag, jy weet, ek kan vir julle dinge sê, maar ouens wat dit nou nie gaan reg interpreteer en so nie, want hulle het nie die vermoë om vry te dink nie. Hulle het nie die vermoë om vry te dink nie. Dink bietjie mooi oor daai Adam storie. Dink bietjie mooi. Hier's Adam en toe kom Eva nou later by. Wat moes hulle doen? Hulle moes na die tuin kyk, né? En God het elke aand gekom om te kom check. En so waar die fok kom hy daar aan, wragtig het hulle kak aangejaag. Wat laat dit jou aandink? Dink daaroor. Dink oor dit. Dis wat ek vir jou sê. En dan moet jy nou ander dinge, daar's ander baie sulke goed wat jy vir jouself die vraag moet vra. Ek moet net my eie beerings agter mekaar kry. Jakob en Esau. Esau is die ou wat gewerk het hoor. Hy het gewerk. En hy het sy pa en sy ma versorg. Jakob het in die huis gefokken lê. Kook hy 'n plan uit saam met sy ma. En hy bedonder sy pa. En steel hy broer van hom sy eersgebore. Steel hom. Dit het wat hulle gedoen het. Hulle steel. En toe, dan word daar vir jou vertel, hy is die geseënde. Geseën deur wie? Die steeler word geseën. Okay. Ja, nee, alright. Toe gaan hy nog verder. En hy besteel sy fucking skoonpa ook. Maar hy is die geseënde. Ja, okay. Dink maar oor dit. Nee, skel my uit vir 'n ketter en ek weet nie wat 'n fok alles nie. Ek worry nie. Ek sê net vir die wat breins het. Dink oor hierdie goed. Dink oor hierdie goed. Vra vir jouself daai vraag. Dink mooi daaroor. En ek sê vir die Bybel se handleiding. Wat het in Sodom en Gomorra gebeur? Dieselfde kak wat hulle nou in Europa en in Amerika doen. Selfde dinge. Presies die fucking selfde dinge. Wat het met Sodom en Gomorra gebeur? God het hulle vernietig. Maar hy het vir Lot se familie 'n gap gegee en sê, ek gaan hierdie plek nou slooi, laat spat. En toe Lot se vrou nog so een kykie gee. Ja, sy staan nou nog daar. God vir jou waarskuwing, gaan jy weg nie, jy kyk nie om nie hoor. That's it. Maar die Europeërs en die Amerikaners, die Westerlinge, Westerverwarring is aan die orde van die dag en same-sex marriages en fok weet, al hierdie gruwels. Maar dit word voorgehou nee, dis reg. Maar ons eie kerke, volk, doen dit. Vraag myself die vraag, wat lees julle ou siele Bybels nie? Net gaan lees wat hier met Sodom en Gomorra gebeur en jy weet dat 'n kak is vir julle op pad toe. Wanneer gaan dit gebeur? Ek weet nie. Pla my ook nie. Al wat ek kan doen, ek deel nie in daai shit nie. Ek praat nie goed nie. Ek gee nie goedkeuring daarvoor nie. Ek toon my renons daarin by sonder om skaam te voel daaroor. Want
Ek lees my Bybel, ja, ek lees my Bybel. En na my Bybel het ek sien, hierdie plan is 'n kakplan. Check wat het daar gebeur by Sodom en Gomorra. Nee, maar mense doen dit nie. Maar kyk maar daai fucking stupid Hollanders. Stem hulle vir 'n fucking party wat immigrante ondersteun en immigrasie ondersteun. Nog die ergste, die leier van die party is 'n peesterverwarde. Hoe goed kan dit met hulle gaan? Ek dink dit kan goed gaan met hulle. En nou kan my kyk. Engeland word 'n ou vrou wat oorkant die hoek van die straat staan van 'n abortuskliniek en bid, gearresteer en in die tronk gemoer. Lekker, né? Wat gaan van Engeland word? Nee, ek is nie 'n groot siener ou, daai ouens fans nie so, maar siener het gesê. En G.A. Watermeyer het gesê. Engeland gaan onder die see verdwyn. Nou ja, dis wat dit is. Ek het vanaand geweet. Kyk nou wat die Satan getraai word. Het getraai om hierdie show te breek. Sy moer man, in elk geval. Julle moet baie mooi gaan dink en bid vir insig en wysheid en lees hierdie. As dit vir jou geopenbaar word, as hierdie woorde vir jou geopenbaar word, glo vir my, dit is soos 'n berg wat van jou geesteswelvaart afrol. Ek het al baie vir julle gesê, ek sit nie hier en vertel vir julle stories en goed wat ander ouens my sê en so nie. Meeste van die goed wat ek met julle oor praat ek oor eie ondervinding. Dis waaroor ek praat. En dit was vir my 'n probleem. Ek het geweet en ek het die hele tyd gevoel, hier is 'n blokkasie in my geestelik. Hier is 'n blokkasie. En ek het baie daaroor gemediteer. En toe besef ek, maar ek het 'n verskriklike kak in hierdie budgies. En toe praat ek met daai mentor van my en ek sê vir hom, ek het 'n probleem met hierdie ding en ek voel dit is dalk 'n blokkasie. Ek het 'n kak in hierdie budgies. Ek weet nie hoekom nie, maar ek kan hulle nie fucking verdra nie. Toe sê hy vir my, lees hierdie. Hy vra my eers, het jy dit al ek sê, ek het seker gelees, want ek het my Bybel so 5 keer deurgelees. Hy sê, lees dit nou. Maak my Bybel oop en ek lees. En ek sê, my fuck Jan, die bliksems het vir my gelief die hele tyd. Jan lag, so droë lag, hy het so droë lag. Jy sê, weet ek kan nie glo nie. As mense wat ek vir 30 jaar hierdie ding probeer verduidelik, hulle verstaan dit nie. Hulle besef nie die omvang van dit nie. Jy lees dit so, joep, en jy sê, my fuck Jan, dit is my gelief. Hoe sien nie die goed so vinnig? Ek sê vir julle vanaand weer, ek het 'n gevaarlike ding gedoen, om hierdie topik vanaand te vat, hoor. Ek weet hoe gaan ek geattack, weet dit. Maar ek het 'n geheime wapen. Fuck off. Ons is klaar. Praat nie verder oor dit. As jy, na die goed wat ek vir jou vanaand gesê, ek sê weer 'n keer vir jou, kyk na die skepping. Kyk hoe fyn is daai suikerbekkie uitgewerk. Bye. Kom, vertel van bye. Het jy geweet, daai blommetjies wat nektar het en wat styfmeel het, wat afhanklik is van die kruisbestuiving van die bye, het jy geweet dat as daardie styfmeel ryp is en daar is nektar, want die nektar is eintlik maar om die bye te roep, jy weet, en te lok, en daai nektar is daar, dan is daardie blommetjie negatief gecharge. Hy's negatief gecharge. En hy gee 'n klank af wat daai negativiteit aandui. Daai by vlieg en daai wrywing van die by se vlerke en sy beweging deur die lug charge die by positief. Nou hoor daai by, hy hoor daai blom hoor, gaan staan by 'n bos wat blommetjies het wat die bye werk. Dan kyk jy, maar kyk mooi. Dan sien jy die bye vlieg by party blomme net verby. En hy by vlieg so, en dan gaan sit hy in 'n blom. Nou die oomblik as daai by in daai blommetjie gaan sit, dan die styfmeel jump op daai by. Hy by pak dit nie regtig.
Dit jump op daai by se harige pote en daai bakkies wat die by in die pote het. Daai styfmeel jump so toe want hulle gaan na daai positiewe lading toe. Want julle almal weet dit. Ladings probeer altyd balanseer. Nou terwyl hy by die nektar drink, spring hierdie styfmeel op hom. Totdat daai blommetjie se charge ge-equalize het. Dan vlieg die by weg. Maar daai blommetjie maak dan ook nie meer 'n sound nie. So die volgende by wat kom, vlieg by daai blom verby. Hy vlieg net by daai blom verby. Nou vra ek vir jou, daardie skepper wat al hierdie details uitgeskep het en gecreate het en in werking gesit het. Hy maak 'n fout en bou 'n Adam sonder 'n wyfie. Ja, okay. As jy dit wil glo dit maar. Glo jy dit maar. Ek glo dit glad. Vir my, die wiskunde werk nie. Die wiskunde werk nie. Maar nou ja, kyk in hierdie prentjie. Dit was die hele doel van daai Bybelstorie. Daai. Net vir dit. Dis waaroor dit gaan. Niks anders nie. Dis waaroor dit gaan. Nou, die hele storie was geskryf om by dit uit te kom. En toe wat doen hy fucking badgies? Hulle vermoor hom. Dit pas nie hulle storie gepas. Ek weet sien. Okay, Spykerhond, jy sê hulle word eers noord gejaag, Skandinawië toe. Kak man. Skandinawië is bevolk deur die ouens van Atlantis af. Ek het daai ding hier. Ek net kyk. Nee, hierdie nie. Ek gaan hierdie met jou share. Gaan hierdie met julle share. Dan kyk jy mooi maar daarna. En dan verstaan jy dalk beter waarvan ek praat. Spykerhond, ek hy dink kry. Luister baie mooi. Atlantic, a sailor finds a massive pyramid underwater. At first it was dismissed as a natural rock formation, but the mystery deepens. First, the structure's corners are almost perfectly aligned with the four cardinal directions: north, south, east, and west. Second, on the islands nearby, archaeologists found other man-made structures and rock art that they claim predate any known settlers by thousands of years, hinting at a lost seafaring culture. Third, this part of the ocean is one of the most monitored on Earth. So how did everyone miss it? Or was it known about all along and simply kept quiet? In the deep Atlantic, a sailor finds a massive pyramid underwater. At first it was dismissed as a natural rock formation, but the mystery deepens. First, the structure's corners are almost perfectly aligned with the four cardinal directions: north, south, east, and west. Second, on the islands nearby, archaeologists found other man-made structures and rock art that they claim predate any known settlers by thousands of years, hinting at a lost seafaring culture. Third, this part of the ocean is one of the most monitored on Earth. So how did everyone miss it? Or was it known about all along and simply kept quiet? In the deep Atlantic... Ja, ek gaan nou nie weer oor Atlantis praat, dit so nie, maar daar is toch baie mense wat... Ja, is mense wat rondval oor Atlantis en wil beweer, is daar in Noord-Afrika, en pocket daar, en Griekenland daar, en kakstories. In elk geval, kry maar die Oerelinde boek as jy dan wil beter weet, en beter wil verstaan, en sovoorts. Maar hoekom sê ek het? Net om weer 'n keer vir jou te sê, kyk nou hier man, kyk hier, daar word het vir jou verduidelik. Daar is nie geheime nie, daar is het. Ek is verstom dat hulle dit hierdie in die Bybel gelos het. Ek is verbaas dat dit daar gebly het. Maar nou ja, dis wat ons is, hoor. Jy moet baie mooi gaan kyk na wat om jou aan die gang is, ouma. Daar's word vir jou gelieg oor goed. Daar's vir jou gelieg. Vir my was my lewe lank vir my gelieg oor hierdie goed. Ek was in my 70 toe ek hierdie dinge begin verstaan. Maar nou ja, op die einde van die dag, maar nou jy weet, op die einde van die dag, elke ou het sy stories en elke ou dink, daar is 'n roemer, een van die, nie 'n roemer nie, 'n teorie, dat wat met Atlantis gebeur het, Atlantis het befok korrup geraak, hoor. Maar soos wat met enige beskawing gebeur, sodra hulle te slim word hulle te fucking onheilig gewees. En van die ouens het gepad. In Skandinawië was die naaste aan hulle. En dan vir die ander ouens wat sê, gaan kyk, in die Egiptiese piramides, is daar hieroglyfe, waar daai Egiptenare praat van seeboere. En hulle sê die seeboere het hulle geleer
van wiskunde, algebra en driehoeksmeting. Maar in elk geval, dit is nou maar net terloops genoem. Die feit van die saak bly, van daardie mense van Atlantis het die wijk geneem, Skandinawië toe. Dis nie naaste aan hulle. En toe stryk 'n meteoriet met Atlantis gestryk. Dit laat my fucking baie dink aan wat met Sodom en Gomorra gebeur het. En Atlantis is so hard gebliksem. Hy's onder die see en weg uitgewipe met fucking alles. Al sy onheilighede, satanisme en alles uitgewipe. En daai slag van daai meteoriet was so fucking erg. Eerstens het dit moerse tsunamies veroorsaak, maar dit het ook veroorsaak dat die kern van die aarde, die magma, is gedent en daai rimpe, jy weet daai induik, het daai magma, 'n golf op daai magma veroorsaak het om die senter gegolf het. En daai deel waar die Noag stories afspeel, is onder toe getrek, toe die magma se duik daar verbygaan, afgetrek. So daai deel van die wêreld het oorvloei. Maar daar's wetenskaplikes wat sê dat as so 'n strike gebeur het, die stoom van daardie meteoriet sou helse baie reën veroorsaak het oor daai noordelike gedeelte en dit sal omtrent so 40 dae vat het om te settle. Die magma settle en die reën settle. Ek noem hierdie goed. Dis wat die wetenskaplikes sê. Jy weet maar as ons ouens wat van die punt af uitgaan as dit nie in die Bybel staan nie, is dit bullshit. Vra ek vir jou wat daai opinie het. Hoekom lees jy nie in die Bybel van die piramides nie? Waar? Dink daaroor. Maar nou ja, môre aand gaan ek praat oor die boer en die Afrikaner. Dit gaan weer 'n warm ene wees, en die ouens gaan weer, ek het 'n dogter gaan vanaand by dit uitkom, maar ek weet nie. Ouens gaan hulle wel bekak oor dit, ek weet dit. Maar ek worry nie. Iemand moet hierdie goed vir julle sê. Ander ouens is te bang om hierdie goed te sê, hulle is bang hulle verloor subscribers, hulle bang hulle verloor advertisers, hulle verloor dit, hulle verloor van ek wil fokol van daai goed. Ek staan hier want ek het 'n opdrag gekry in April 2022. Praat nou. En ek sal bypraat solank so dit moontlik is vir my om te praat. Dink julle hierdie pothol wat ek gestryk het met die kanker? Dit was fucking toevallig. Ek glo glad nie in die toeval nie hoor. Glad nie. Maar die Satan. Ek dog ek gaan hierdie fokker nou stop hoor. Dit verstaan hy nie. Lekker mooi nie. Ek het vir julle gesê, daai aand, voor ek gegaan het vir daai skerp, daai middag, toe gaan lê ek, en ek word bewus van hierdie doodse aand, ja, hierdie 4 gedaantes, hierdie donker gedaantes wat hier by my bed staan. En ek kyk vir hulle, en agter hulle staan 'n ou met 'n wit ligte kleed aan. En hy smile en hy knik vir my. Maar ek smile, ek dink julle fokkers, julle weet nie waarmee deel julle nie. Maar in elk geval, my storie is, ek het 'n video oor dit gemaak, oor my spirituele ervarings deur daai hele plek, daai hele fucking stryd. Boere, julle moet baie mooi verstaan. Dit wat om ons besig is om te gebeur, is 'n geestelike oorlog hoor. En ons leef in 'n land wat leef sonder God en sy gebod toe. En ek het al vir julle gesê, ek het al vir julle vertel van die fluisteringe wat ek gehad het, en ek sê net weer 'n keer weer. My boodskap wat ek gekry het, is die boertraai van okay wees. En toe het ek begin op dit werk en so, en dis ook julle gesê, don't engage, dis nie ons fight nie, don't engage, dis nie ons fight nie. Maar ek het vir julle elke dag wat ek praat sê, kry jou hand in die hand van die Skepper, kry jou tempel gevul met die Heilige Gees. Dis die boertraai wat alright gaan wees, die geesgevuldes. Dis die ouens wat gaan alright wees hoor. Jammer om dit te sê, maar dit is die ding. Hierdie ander ouens met al hulle kakstories en hulle kultusse en al die goed, wat hulle maar aanvok en hulle dink hulle is baie slim en hulle dink hulle weet baie en hulle swaai die Bybel rond en swaai die Torah rond en al die goed. Dis fyn. Hou aan met julle kak, ek worry nie. Maar jy moet baie mooi verstaan, papa. Die oomblik wat jy geesgevuld raak, gee jy daai ouens net so een kyk en sê, laat ek hier wegkom, hier is nie my bende nie, hier moet ek gepad. Dis wat hulle die meeste vrees hoor, want nou hulle staan op nommers, en in God se oë
het nommers nog nooit getel nie. Nog nooit. Nog nooit. Daar word nie baie gepraat oor daai skermutseling hier by Balmoral nie. En nou is 'n paar boere oor. Hy helse klomp fokke Engelse. En die ergste van alles, daai boere het elkeen net 5 patrone gehad. Dink hulle was 20 boere as ek reg onthou. Ek is nou nie seker nie, eintlik kan verkeerd wees. En hy boereleier het met daai Engels gaan praat en sê, "Hoe draai net fucking om, ons wil nie met julle beklei nie. Draai net om en gaan terug." Toe sê daai Tommy vir hom, "Fok jou, ons gaan julle slooi." Ag, en dit was nie. Ja, hy het teruggegaan na die manne toe en hulle sê, "Die manne, daai fokker en ek weet nie, ons sal moet beklei." Toe sak hulle maar agter die klippe in. Nou nie 20 minute nie. Toe by die fucking Tommy se wit vlag en hulle fok hardop hulle gatte af. Terug fucking Mosambiek se kant toe. En al daai waans vol wapens en ammunisie. Los hulle net so, hulle los dit net so. En daai paar boere, ek dink hulle is 20, daai paar boere, vat hy klomp fucking waans. Hulle vat van dit Pretoria toe, hulle vat dit af my Juba toe vir die boere wapens te gaan gee. En die boere het nie fucking wapens en ammunisie gehad nie. So voorsien God. Maar ja, mense dink hulle is fucking slim. Nee, hulle weet beter. So uit die Torah. Ja, is lekker hoor. Jy weet maar daar sit er aan 'n klap terwyl hy Torah swaai en so word. Ek sien kak vir jou hoor. Vloek op my, skel op my, whatever. Ek voel 'n fucking veer. Niks. Ek sê vir jou die dinge. Maar vir fucking anders die guts het om te sê nie. Hulle het nie die guts om te sê nie. Ek sê weer vir jou. Die Weste is goddeloos. Kyk in Rusland. Kyk in Rusland. Daai Russe. Putin het 30.000 kerke of herbou of nuus gebou. 30.000. Nie een plek in die Oekraïne skiet die Russiese magte 'n kerk nie, nêrens nie. Hy fucking sleg etter van 'n Zelensky, sy bende. Hulle brand die goed af. Hulle brand die kerke af. Hulle besteel die kerke. Expropriate die kerke. Ek het 'n foto een aand vir julle gewys van 'n vrou wat sy seun dood is op daai in my oorlog. Waar sy op haar knieë staan in 'n afgebrande kerk. Maar support die fucking sataniste as dit jou lekker laat voel. Support hulle. Klink vir jou mos lekker. Zelensky het geld. Hy het sy gat man, hy's 'n fucking satanis. Maar wat? That's so. Die Weste is so fucking smart. Kyk hoe onsedelik is die Weste. Kyk hoe onsedelik is die Weste. Had ek jou gisterand geberig gelees. Dan die Europese hof het nou begin. Al die lande moet same-sex marriages toelaat en erken. In Rusland is dit fucking verban. Dis fucking verban. Ek sal nooit vergeet nie. Onderhoud het Putin gehad. Joernalis sê vir hom, jy is nou so erg, jy trek nou so erg teen die Zatsies. Maar hier is Zatsies in Rusland. Hy sê, ja, is hy so. Maar hulle hou nie optogte in die strate en so. Maar hulle vlaggies by fucking vensters uit. Hy sê, jy is so teen die gays. Wie's gays in Rusland? Hy sê, ja, hulle is hier. Hy sê, maar hulle loop nie nou optogte in ons strate nie hoor. Hy sê, en ek hoef niks aan hulle te doen nie. Die publiek sal hulle fucking uitsort. And by the way, elke gemeenskap het maar sy kak hoor. Dit sê Putin. In die case, maar gaan kyk, Putin, na sy eie lewe. Kyk wat is die rol wat godsdienst in sy lewe speel. Maar hy is nie skaam daarvoor nie. Hy is gereeld. Dit is al foto's so goed van hom waar hy in die kerk is. Dit is die verskil. En hy gaan wragtig weer 'n keer hierdie video vir julle speel. Kaptein sê julle moet vasmaak. Was nou baie onderbrekings en stormagtige weer en sê nou maar sy het die beste gedoen, ons area is safe hoor. Nooit gedoen. En dis nou al laaste shift. Dan sê hulle is nou klaar, hulle maak nou vanaand klaar. En die meisie sê dankie, dit was 'n lekker flight. Dit was 'n bietjie onstuimige weer gewees, maar dit was nog steeds interessant. En hulle gaan verseker van hulle van daai pizzaatjies huis toe vat. Ek gaan weer vanaand met hierdie ene uitspeel hoor. Jy moet baie mooi luister. Jy moet baie mooi dink. Dink baie mooi.
die vlaktes waar die bloedwind waai, staan die boer met Mauser, son op sy gesig, langsom die Rosushanka laag. Akka in die vuiste, hoe koud soos die volgasse huis, oor die berre brul, klauwe skeer die nacht, ortodokse kruis en veerkleur gloei in die slag. Boere en bere, boere hier met Freddy, saam teen die donker ster, meester praat heeft jong huis verster, met kruis en vlag, met donder in die bors, jaag ons die heel terug, las hy eie poorte, geest om my vlag, ons roeske jaar is jof krawie, let him wat goed Masgarit Wagner. Was die Pishagai het boerse rook uitslape, rядом русский с автоматом на перевес. Ревут медведи, земля дрожит под лапой, золотой крест и старый флаг в дыму небес. Бури медведи, бури медведи, бури медведи. Die Himmel brandt, maar ons zal niet knielen, nieba в огне, но мы не встанем на колени. Voor volk en geloof, voor die overkleur, za veru i Ruсь, za pravdu вечную. Boere en bere, boere i medvedi, die donker sterval en die zon breekt neer. Темная звезда рухнет, зайдет заря. Буре en bere, boere i medvedi, samt in die donker ster, meester против темной звезды. Boere i medvedi, boere i medvedi. Boere en bere. We are the same tribe, brother. We stand as one. Nou ja, ek sê vir julle weer, val die donker ster, die boere en die beer. En iemand het my gevra hierso, wanneer gee Grok vir ons bietjie goede. 'n Vriend van die kanaal het vir my een aand 'n boodskapie gestuur oor 'n antwoord wat Grok vir hom gegee het, toe hy van my, van Colleen, gepraat het by Grok. Ek sal dit soek en vir julle deel. Ek was stom, want Grok ken my as Boerieman. As ek met Grok communicate, ek introduce my as Boerieman en ek praat met hom as Boerieman en hy praat met my en hy praat oor briekmerke en hy praat oor mankos en al daai goed. Hierdie ou het vir hom gesê, Colleen Serfontein. Ek was fucking gevloor oor wat Grok vir hom gesê het. Maar ek wil vir julle net sê, moenie jou laat vang in daai wip dat alle tegnologie is van die Satan nie hoor. Moenie dit doen nie. Ons Skepper het al hierdie goed geskep. Dink jy vir een oomblik, God sal vir een oomblik toelaat dat so magtige wapen soos die AI, dat so magtige tegnologie soos die AI, sal dit in die hande van die Satan is? Ek glo dit nie, in elk geval. Morgen gaan ek met julle gesels oor boere en Afrikaners.
Nie boere en beere nie, maar nou, boere en Afrikaners. En dis 'n belangrike gesprek wat ons moet hê, want daar is ook iets wat deur 'n sekere groepering geweldig onderdruk word en aangeval word en alles. Maar ek gaan vir julle vertel wat is die kruks van daardie onderskeiding. Hoe ek dit sien, Nou ja, soos ek altyd sê, kyk in, kyk op, kyk rond. Boerieman, uit.